Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. So in die hartjie van ons Suid-Afrikaanse winter groet ek jou. By ons is dit sekerlik nie so koud soos by baie ander van julle nie, maar ek vertrou werklik dat dit met jou goed gaan vanaand. Dit is lekker om weer so ietsie uit God se woord met jou te kan gesels. Altyd bemoediging uit God se woord. Altyd bemoediging uit God se woord. Soms is dit soos wat Paulus ook maar 'n bietjie vermaaning en so aandoen, maar steeds is dit bemoediging uit God se woord. Dis omdat die Here met ons bemoeienis maak, dat hy ons soms ook vermaan. Maar ek gaan nou nie vanaand vermaaning gebruik as my middelpunt nie, maar ek wil met jou gesels vanaand oor genade vir my pyn. En ek praat met baie kompassie uit my hart uit vanaand, en simpatie en empatie, want ons elkeen het maar ons spesifieke pyne waardeur ons gegaan het, en dalk gaan jy op hierdie stadium deur omstandighede, en daar is ook vanaand vir jou baie bemoediging uit God se woord. Ek gaan gou vir jou 'n versie lees. Jesaja 52 vers 2 en vers 3, 2 versies. Skud jou los uit die stof, staan op, sit neer, o Jerusalem. Maak los die bande aan jou hals, o gevangene dogter van Sion. Want so sê die Here, vir niks is julle verkoop. Julle sal ook sonder geld gelos word. Is dit nie wat Jesus gedoen het aan die kruis nie? Vir niks het die vyand ons slawe gemaak van sonde, en Jesus het ons vrygekoop, losgemaak van alles, sonder dat ons 'n sent daarvoor hoef te betaal het. Is dit nie kosbaar nie? Daar is genade vir my en jou pyn. Jy weet, in my klompie jare wat ek in die boerdery betrokke is, en huidiglik nou ook baie afgeskaal het en op 'n klein skaal boer, is daar iets wat redelik skade aan ons oeste kan bring. En die gesoute tuiniers wat met rose en blomme en groente en vrugte in hulle tuine werskaf sal weet waarvan ek nou gaan praat. En dis van blaaspootjie. Nou blaaspootjie verwys eintlik na 'n baie klein onopmerklike insek wat 4 vlekkies het en so tussen 1 en 2 mm groot is. Baie klein, tussen 1 en 2 mm. Nou as jy 'n vergrootglas het, of dalk 'n mikroskoop, nog beter, dan kan jy hom baie mooi bestudeer. Nou hierdie goggaatjies is meesters op die jong groei van 'n plant of 'n boom. Daar waar plante is met mooi sagte nuwe uitloopsels en blare en vrugte en blomme, dan val hy daarso op daardie jong groei, val hy die blaar en die blom en die vrug aan daar in hulle jong stadium, en wat hy doen is, hy suig die sappe uit op die vrug of die blom of die blaar. So jy sal nie die gogga regtig op die volwasse blare of die blomme of die vrugte kry nie, maar jy's op die jong groei. Maar die sleg van hierdie gogga is dit: die skade wat hy maak op die vroeë stadium word eers werklik bemerk as die vrug of die blaar of die blom groot geloop word het. So hy dra die skade met hom saam, daardie vrug, daardie blaar, daardie blom, die skade wat op jong tyd gebeur het, dra hy met hom saam tot by sy volwasse lewe. En dan sien jy sulke vaal merke op die blaar of die blom of die vrug. En dan help dit natuurlik nie om die gogga aan te spreek nie, want die skade is reeds gedoen. Jy kan wel voorkomend nou natuurlik te werk gaan om te verhoed dat die goggaatjies nou die volgende jong groei sal aanval. Maar tog sien ek in die sitrus, al is die vrug nou nie meer so mooi soos mens dit eintlik wou gehad het nie, maar tog sien ek dat hierdie vrug, ten spyte van hierdie blaaspootjie, groot geword het, en dat hierdie vrug steeds nuttig is vir gebruik.
En weet jy, as ek so in die boerdery betrokke is, het die Heilige Gees soveel keer al vir my mooi lesse geleer uit die natuur. En toe ek so die skade sien op die vrugte wat aan my bome is en eintlik kwaad word deur in my binneste vir die goggas, want die vrugte het mos nou niks gedoen om hierdie lelik te verdien nie, dan spreek die Heilige Gees so met my oor die hartseer en die bitterheid in die hart, die haat. Jy weet, in baie mense se lewe en hoe baie keer mense stagneer in hulle omstandighede, dinge waarmee baie van ons mooi mense meer rondloop as gevolg van goed wat met hulle gebeur het toe hulle kinders was, of net toe hulle jonger mense was, en selfs toe hulle nog in hulle baarmoeders was. Hulle het letsels opgedoen, en hulle verdien dit ook nie. Hulle het ook nie daarvoor gevra nie. Hulle het letsels ontvang en soveel mooi mense het paas en maas, selfs oumas en oupas geword met hierdie letsels. Baie verhale het my en jou ore bereik van mense wat hierdie pad gestap het. Dalk dink jy ook vandag terug in jou eie lewe en sien jy ook hoe die blaaspootjie aan jou lewe gesuig het en sy letsels gelaat het. Hoeveel nagmerries, hoeveel vrese wat jy moes deurgestaan het. Dalk vandag nog, jy is al oud. Dalk is jy vermink, dalk het jy emosioneel harde letsels gekry, jy is hard geslaan, jou gees is gekneus. En weet jy, ek lees van Josef, daar in Genesis, en hoe die blaaspootjie op 17-jarige ouderdom aan hom begin suig het. Kyk, was sy pa nie lief vir hom nie. Hy het hom eintlik so bietjie voorgetrek volgens sy broers, nê? Sy pa het vir hom 'n mooi veelkleurige kleed gemaak. En hy het sy broers se stoutighede by hulle pa kom verklaar. En hiervoor was hy nou glad nie geliefd nie. En die Here het hom drome gegee, wat hy nie self op daardie stadium verstaan het nie. Al het die drome van baie gespreek, het hy dit tog nie op daardie jong ouderdom verstaan nie. En weet jy, lees ek daar in Genesis 37, toe stuur sy pa Jakob hom na sy broers wat, soos hy ook maar 'n skaapwagter was, en hy moes gaan kyk het hoe dit met sy broers in die veld gaan, en dan moes hy nou vir sy pa kom sê het, hoe gaan dit? En kyk gou vir 'n paar oomblikke vir my, en saam met my, hoe die blaaspootjie begin werk het in hierdie jongman se lewe. Heel eerste daar in vers 4 van Genesis 37 sê dit, hoe sy broers hom gehaat het. Vers 11, hoe hulle afgunstig was op hom. Hoe hulle hom gespot het en vir hom gesê het, hy is 'n ou dromer. Hoe hulle hom wou doodgemaak het, daar in vers 18. Hulle gooi hom in 'n waterlose put, daar in vers 22. Hulle verkoop hom aan slawehandelaars, vers 28. Die Midianiete, hulle verkoop hom weer aan Potifar, daar in Egipte, vers 36. Hoofstuk 39, daar in Potifar se huis, word hy seksueel uitgebuit. Nie dat hy daarvoor geval het of ingegee het nie, maar wou Potifar se vrou bietjie by hom aangelê het en hom eintlik ingetrek het in seksuele wandade in. Hoofstuk 40 word hy in die Egiptiese tronk gegooi vir 2 jaar lank. Weet wat sê Psalm 105 van Josef? Vir daardie 2 jaar was hy met boeie aan sy voete in die tronk gegooi. 2 jaar lank. En toe hy 30 jaar oud is, toe word sy naam verander deur die Egiptenaar na, nie meer Josef nie, nou na Safenat Paneah, daar in vers 45. En daar word vir hom 'n vrou gegee, die dogter van 'n priester wat offers aan die songod Ra doen. Kan jy dit glo? Weggeskeer van die liefde van sy pa, die liefde van sy ma, weggeskeer van die aanbidding en die toewyding van sy eie God, Yahweh, weggeskeer uit die tradisies, die kultuur en die kameraadskap en die veiligheid van sy huis, sy jong tienerlewe, weggeskeer. Die blaaspootjie het gesuig
aan Josef se lewe, in sy jong lewe. Nou ja, nou het hy, soos ek en jy, het hy 'n keuse. Hoe gaan ek optree? Wat gaan ek maak met my blaaspootjie letsels? Wat gaan ek maak met my seer wat ek opgedoen het van my jong mensjare af? En verskil elkeen van ons se letsels nie? Dis Josef se verhaal. Wat is joune? Was jy gemolesteer? Was jy verkrag? Was jy ook gehaat? Was jy verwerp? Het jou ouers jou weggegooi, het jou ma jou weggegooi? Jy voel dalk weggegooi. As gevolg van omstandighede miskien, of dalk nie omstandighede nie, moes jy aangeneem geword het, en in jou aanneemhuis het dit met jou baie sleg gegaan. Ek sê nie dit gaan altyd sleg met mense wat aangeneem word nie. Dank die Here vir goeie verhale. Miskien is daar dood van jou naaste, jy het iemand, jou kind of iemand wat vir jou baie kosbaar is, het jy verloor op 'n baie jong ouderdom, baie slegte effek op jou lewe gehad, verliese, baie ander wandade van haat en aanvalle ensovoorts, het miskien liggaamlik, het jy sleg tweede gekom, die blaaspootjie het gevreet. Wat gaan jy doen? Gaan ek verbitterd wees? Gaan ek haatdraand wees? Gaan ek revenge? Gaan ek toelaat dat die herinneringe my in depressie vasvang? Gaan ek myself bejammer? Gaan ek toelaat dat dit my verlam? Wat gaan jy maak? Josef het voor hierdie keuses gestaan, laat ek vir jou sê, dit is nie opgeskryf in die Bybel alles nie, maar as 'n mens het hy voor hierdie keuses gestaan, en staan jy voor hierdie keuses, en dalk leef jy binne dit wat ek nou sê. Jy leef dalk met haat en bitterheid en onvergewensgesindheid, en jy wil jouself revenge, soos wat ek van baie hoor. Ek soek 'n geleentheid om terug te kry dit wat aan my gedoen is. Of baie is verlam, dit maak jou klaar. Jy kan nie vorentoe gaan nie, jy het nie 'n droom, 'n visie, 'n passie vir die toekoms nie. Jy wil eerder net doodgaan. Jy float net, jy vloei net so saam soos 'n dooie vis, afdraande. Maar ek wil hê jy moet die volgende ding moet jy weet. Want weet jy, ons dink eerste, God het my alleen gelos, en ek moes alleen hierdeur worstel. Jy dink dalk, man, God stel nie belang in my nie. Hoekom het God dit nie gekeer nie? Waar was God gewees? Het God nie gesien nie? Het hy nie gehoor nie? En weet wat is aanvaarbaar? Want ek het ook gewonder in my pad wat ek gestap het in my lewe. Maar ek wil hê jy moet onthou, God het nie die blaaspootjie, die slegte mense, die slegte omstandighede gestuur om jou te verniel nie. Maar ek wil hê jy moet hierdie ding moet jy mooi weet. Dis die resultaat van 'n sondige wêreld en sondige mense wat deur sonde gedryf word. En ek en jy, ons bly in hierdie wêreld. Maar, en hier is die eerste belangrike punt uit Josef se verhaal en Jesus se belofte voor sy hemelvaart. God was by Josef en God sal by jou ook wees. Hoekom sê ek dit? Genesis 39 vers 2 en vers 21. En die Here was met Josef, en dis ons belofte wat Jesus vir ons gegee het. Die Here was met Josef sodat hy voorspoedig was. Was dit maklik? Was dit lekker vir Josef om die pad te stap wat hy gestap het? Nee. Maar die Here was met hom en hom steeds suksesvol gemaak ten spyte van al die slegte dinge wat hy wedervaar het. Jy moet weet, jy het jouself nie gesit waar jy nou is nie. Deur hierdie slegte dinge nie, die resultaat, die letsels nie. Maar God het jou, of God gaan jou daardeur iewers heen vat. Jy moet dit onthou.
God het Josef iewers heen gevat deur hierdie omstandighede. Daar was 'n plan, daar was 'n doel, daar was 'n funksie. Die pad was nie maklik nie, was nie eenvoudig nie, maar hy was op pad iewers heen. Weet jy, ek kan werklik sê, Josef se verlede het werklik die boustene van sy toekoms geword. Want Josef was geliefd onder die mense en Josef was suksesvol in alles wat hy gedoen het, maar hy het voor 'n keuse gestaan. En weet jy waaraan skryf die Egiptenaar Josef se sukses toe? Die Egiptenaar sê dit. God is met hom. Josef se God is met hom, dis hoekom Josef is wat hy is. Dis hoekom Josef is wie hy is. Dis hoekom Josef gekom het waar hy gekom het, want Josef se God is met hom. Dis 'n sleutel. Dis 'n sleutel. God is met my. God is met jou en dis die rede dat jy dit tot hier gemaak het en dis die rede hoekom jy suksesvol sal wees. Want God is met jou. Josef was iewers heen op pad. En dit was nie net na aansien toe nie. Dit was nie net na aanhang nie. Dit was nie net na sy sukses toe, soos wat hy in Egipte beleef het nie, maar Josef moes 'n nasie red. Weet dit, dat jy op pad is. Jou huidige prentjie is nie jou destinasie nie. God het 'n plan. Maar wie het daar 'n dag gekom? Daar het 'n dag gekom wat hy die moes face. Sorry vir my Engels. Hy moes die mense in die gesig kyk. Hy moes die blaaspootjies, hy moes sy broers wat die mooi van die lewe uit hom gesuig het, moes hy in die oë kyk. Dis hulle wat hom van sy ouerhuis en sy godsdiens en sy kultuur van weggeskeer het. Dis hulle. Dis die moeilikste, né? Dis hulle wat gemaak het dat hy in 'n vreemde land onder 'n vreemde god in 'n tronk 'n nuwe naam en in die huwelik van 'n afgodspriester se dogter moes getrou het. Hy moes die duiwels van sy verlede in die gesig kyk. Wat nou? En hier kom die keuse waarvan ons vroeër van gepraat het. Wat gaan ek doen hieromtrent? Gaan ek verbitterd wees? Josef moes 'n besluit gemaak het. Gaan ek haatdraand wees? Josef moes 'n besluit gemaak het. Gaan ek revenge? Gaan ek in depressie verval? Gaan ek myself bejammer of gaan ek passief my lewe omwens? Onthou een ding. Wat met jou gebeur het, in jou jongmensjare, was die waansin van sonde in die een wat die wandaad gepleeg het. Dit het geen refleksie op God of op jou nie. Dis nie jou skuld nie, dis nie omdat jy sleg is nie, dis nie God se skuld nie, dis nie omdat God sleg is nie. En niks van die bogenoemde gaan jou red nie. Nie bitterheid nie, nie haat nie, nie onvergewensheid nie, revenge nie, nie depressie nie. Nie om passief jouself te bejammer en die lewe om te wens, dit gaan jou nie red nie. Ons skrif sê, maak jouself los. Maak jouself los. Wat staan jou te doen? Josef het gehuil. Big boys don't cry. Nee, dis ouens wat hulle harte so toesluit vir genesing, wat nie huil nie. Ek dink, Josef het gehuil vir meer as een rede. Hy het die pyn en die seer van die wandade het hy miskien herleef. Dit was vir hom taaf, man. Hy moes deel met die baie keuses en die emosies wat deur sy gemoed gegaan het op haar oomblik. Dis dalk een van die redes hoekom hy gehuil het. Hy het dalk gevoel aan die een kant, ek het haat, ek het bitterheid, onvergewensgesindheid, ek wil revenge, ek wil hulle terugkry. Dis dalk die emosies, dis dalk hoe my trane geloop het. Maar weet jy, hy het ook gesien hoe sy droom voor sy oë waar word. En hy het besef, man, God het nie gelieg nie. En ek wil hê jy moet dit weet, ek wil hê jy moet dit glo. God het nie gelieg in sy woord toe hy gesê het, ek het goeie gedagtes oor die een wat ek skep nie.
Daar's 'n rede hoekom jy gebore is, daar's 'n rede hoekom jy groot geword het, daar's 'n rede hoekom jy nog lewe. God het nie gelieg toe hy jou gemaak het nie. Al het jy nie meer dieselfde pa en ma nie, al het jy baie dinge verloor in die lewe, God het nie gelieg oor jou lewe nie. Sy roeping, Josef se roeping is op daardie oomblik vervul. Weet wat, huil op sigself, nee, los nie ou se probleme op nie, maar dit breek die seer oop en dit verklaar die afhanklikheid tot God vir genesing. Dit was tyd vir Josef om groter klem op God se roeping vir sy lewe te plaas as aan sy negatiewe emosies. Nadat hy gehuil het, kon hy vergewe, verhoudinge herstel, want God was deel van alles. Ek wil hê jy moet sien die groter doel. En wil ek vir jou sê, jy lewe man, maak jouself los. Ek weet vir jou wat my verhale nie ken nie, sal sê man, dis makliker vir jou gesê as gedaan, maar dis nie die regte gesindheid nie. Die gesindheid is, wat is die belangrikste as kind van God? Jy luister vanaand na my want jy sê jy's kind van God. Dalk is jy nie, maar as jy kind van God is, wil ek vir jou sê, God het 'n roeping op jou lewe. Miskien is jy nie 'n kind van God nie. God het 'n roeping op jou lewe. God wat nooit sy roeping op Josef se lewe afgeskaal het nie, maar eerder alles saam met Josef deurgestap het, sodat hy uitkom by die plek waar hy moet wees. Dis God. Dis die gesindheid. Een ding kan ek vir jou van die Pinkster ervaring sê. Wat ek daarmee bedoel is die Heilige Gees vervulde lewe. God in my, Heilige Gees in my, Jesus in my, saam met my, die Gees van Christus in my. Een ding kan ek vir jou vanaand sê. God het sy Heilige Gees gestuur as helper, om ons ook binne ons persoonlike uitdagings te help tot oorwinning en vergifnis. Heilige Gees, help jou. Ek wil hê jy moet dit sien. Ek wil hê jy moet dit sien. Ek wil hê jy moet ook sien hoe bitterheid alles kon verongeluk het. Maar hoe die Heilige Gees gehelp het, hoe hy 'n jong man gehelp het om by sy roeping uit te kom. En die groter prentjie te gesien het. Want daar's 'n doel vir my lewe. Daar's 'n roeping, God het 'n roeping op my lewe. En daarom groet ek jou vanaand met ons skrif, Jesaja 52 vers 2 en vers 3. Die Here sê deur die profeet Jesaja vir Jerusalem, skud jou los uit die stof. Ja man, die blaasbootjie het uit vir jou seer gemaak. Maar skud jou los uit die stof. Die Here sê dit, staan op. Die Here sê dit, sit neer, die Here sê dit. Maak los die bande aan jou hals, dit wat jou vashou. Maak jou los van bitterheid, onvergewensgesindheid, kritiek. Maak jou los van revenge. Want jy was 'n gevangene in daardie goed, maak jou los. Want so sê die Here, vir niks is jy verkoop. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Jy het niks gedoen om dit te verdien nie. Maar sê die Here, dit kos jou ook niks om los te kom nie. Jou slegte verlede het jou vir niks verkoop, om vir die res van jou lewe soos 'n slaaf daarvan te lewe. Dit was die doel van die vyand. Maar sonder dat dit jou 'n sent hoef te kos, maak Jesus jou vry. Want Jesus het die vyand aan die kruis oorwin. Dankie Jesus, dat ons vanaand met ons letsels na U toe kan kom, met ons hartseer, ons pyn, ons onvergewensgesindheid, ons haat, ons bitterheid. Here, dankie dat U ons vanaand losmaak en dat U ons seer genees. Ek eer U in Jesus naam. Blessings kind van die Here, tot volgende week, wanneer ons weer uit God se woord verder kan gesels. Rus in die vrede van die Here.